Ek bid dat hy deur sy gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word. Dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Gemeente, ek groet julle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Kom ons staan en ons sing 'n lofsang, bring lof aan die Vader. Nou Jesus het dinge kom nuut maak. En daarmee nie noodwendig die oue gekanselleer nie. As ons nou dink aan 'n nuwe wet wat Jesus kom gee het. In Johannes 13 vers 34 sê Jesus: Ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê. Soos ek julle liefhet, moet julle mekaar ook lief hê. As julle mekaar liefhet, sal almal weet dat julle disippels van my is. Dis vir my so interessant dat Jesus nie sê, as julle baie kerk toe gaan of Bybelstudie doen of bid nie. Hy sê die liefde sal wys dat ons sy kinders is. Dis die maatstaf wat Jesus kom stel het vir disippels van hom, vir volgelinge van hom. En ek dink dis 'n oproep wat Jesus elke dag vir elkeen van ons maak, is om lief te hê. So kom ons sing lied 553. Dis ek is bly ek ken vir Jesus. Party beskou dit as 'n kinderliedjie, maar dis 'n heerlike kinderliedjie. En omdat ons bly is ons ken vir Jesus, is ons in staat om lief te hê. Want is net deur hom wat ons regtig kan lief hê. So kom ons staan en sing lied 553.
Kom ons bid saam. O Hemelse Vader, Here, so dankie dat ons kon sing, dat ons as u kinders hoef oor niks bang te wees nie. Want ons weet, u hou vandag en die toekoms in u hand. Here, baie dankie dat ons u kinders kan wees. Dankie dat ons hier by mekaar kan wees in hierdie oggend. Here, ons jubel daaroor en ek bid dat u in hierdie oggend asseblief elkeen van ons se geestesore en oë sal oopmaak. Here, dat ons sal hoor wat u vir ons elkeen persoonlik wil sê. Here, ek bid dat u ons deur u woord sal vorm en ons sal ontvorm, sodat dit wat oorbly sal wees volgens u wil. Dit wat u wil. Here, help ons om volgens u woord te leef. Vader, dat u woord die riglyn sal wees vir ons optrede, vir ons liefde, vir hoe ons net dinge doen in ons alledaagse bestaan. Dankie, Here. Ons luister. Amen. Goed, ons tema, soos julle daar kan sien, is waar jou skat is, sal jou hart ook wees. So waar is jou skat? Wat is vir jou belangrik? Want gewoonlik is dit die goed waaroor jy bekommerd is ook. Geld, gesondheid, toekoms. Waaroor is jy bekommerd? Dinge wat jou in die alledaagse lewe pla. Kom ons kyk maar, wat sê God oor ons bekommernis? Ons gaan lees uit Matteus 6, vers 19 tot 21 en dan weer van 24 tot 34. Moenie vir julle skatte op aarde bymekaar maak nie. Daar waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel. Maar maak vir julle skatte in die hemel bymekaar, daar waar mot en roes nie verniel nie en waar diewe nie inbreek en steel nie. Want waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. En hierdie is my fokusteks. Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. En dan van vers 24 af, niemand kan twee baase dien nie, want hy sal of die een haat en die ander een lief hê, of hy sal aan die een lojaal wees en die ander een verag. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Daarom sê ek vir julle, moet julle nie bekommer oor julle klere, oor wat julle gaan eet, of oor wat julle sal drink, of oor julle liggaam, wat julle sal aantrek nie. Is die lewe dan nie belangriker as kos en die liggaam as klere nie? Let op die voëls van die hemel. Hulle saai nie en hulle maai nie, en hulle versamel niks in skure nie. Tog sorg julle hemelse Vader vir hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Wie van julle kan deur om te bekommer een el by sy lewe voeg? En waarom is julle oor klere bekommerd? Let op die wilde narsings, hoe hulle groei. Hulle soeg nie en hulle spin nie. Maar ek sê vir julle, selfs Salomo in al sy pragt was nie soos een van hulle geklee nie. As God die gras van die veld wat vandag daar staan en môre in 'n oond gegooi word, so klee, hoeveel te meer nie vir julle nie, klein gelowiges. Moet julle daarom nie bekommer en vra, wat sal ons eet of wat sal ons drink nie? Wat sal ons aantrek nie? Dit is immers alles dinge waarna die heidene nasies soek. Julle hemelse Vader weet tog wat julle alles nodig het. Maar soek eers die koninkryk van God
en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Moet julle dus nie bekommer oor die dag van môre nie, want môre sal hom oor homself bekommer. Elke dag het genoeg van sy eie kwaad. En die vraag wat ons elkeen vir onsself moet vra, is wat sê die Here vir my hierdeur? En dit is hoe ons moet Bybel lees ook. As jy Bybel lees, vra altyd, maar wat sê die Here vir my persoonlik uit hierdie gedeelte? En ek is seker as ek vir elkeen gaan vra, gaan elkeen dalk 'n ander boodskap kry by die Here, 'n ander stukkie wat vir jou uitgestaan het. So bekommernis het seker al met die sondeval gekom. Dit is altyd met ons. Nou Jesus praat hier vir die mense van die eerste eeu, maar hy sien wat in mense se harte aangaan. Nou Jesus praat hier van die basiese dinge, van klere en van kos. Nou ek dink vandag, as Jesus moes praat oor bekommernisse, het hy dalk gepraat oor die petrolprys en die dieselprys en aftrede en mediese koste en so voort. Daar is so baie dinge waaroor ons bekommer. Maar in hierdie stuk nooi Jesus ons uit om op 'n ander manier te leef, ten spyte van al hierdie dinge. Jesus sê ons moet ons nie bekommer nie. Maar onthou, hy sê nie, ons moenie voorsiening maak nie. Hy sê nie, ons moenie beplan nie. Natuurlik moet ons, daai dinge is alles belangrik. Maar hy sê, ons moet nie ons bekommer nie. En interessant hierso, sê Jesus, die ding wat vir ons die belangrikste is die ding waaroor ons die meeste bekommer. Nou hierso is 'n prentjie van 'n ma met haar kind. Natuurlik is jou lewensmaat en jou kind en jou ouers en jou familie, vriende, is alles in jou werk is baie baie belangrik. En ek dink nie Jesus wil sê dit moenie belangrik wees nie. Maar hy sê ons moet eers die koninkryk van God soek. En hierdie dinge sal bygevoeg word. Ek lees in die week, the things you worry about are the things you are devoted to. Want jy spandeer baie tyd daaraan. Maar Jesus wil hê ons moet op 'n nuwe manier hier en nou leef. Nou vir die koninkryk. Maar nou, wat is ons besware? Ek dink net as Jesus nou dit sê. Wat as dit gebeur? Daai wat as? Heeltemal 'n irrasionele redenasie eintlik. Dan sê hy nee, maar die lewe daai tyd was baie ongekompliseerd. As ons nou terugkyk, ja, maar in daai tyd was dit ook maar hulle leefwêreld wat vir hulle gekompliseerd was. Al dink ons dit was ongekompliseerd. Dink jy dis gevaarlik om jou nie te bekommer nie? En so kan 'n mens aangaan met alle redenasies waarom ons wel moet bekommer. En op die ou end rasionaliseer ons onsself uit die koninkryksvisie uit Jesus se woorde uit. Want nou sê hy net verder in Matteus 11, my juk is sag en my las is lig. Dis wat Jesus vir ons wil hê, dat ons lig moet leef. Maar nou, wat is die geheim van dit alles? En ons gaan by hierdie geheim vandag uitkom. Want ons doen dit elke dag met Jesus se woorde. Ons probeer dit heeltemal net wegredeneer. Ja, mam, die pakkie wat ek moet dra is so moeilik. Nou kom Jesus en sê sy juk is sag en sy las is lig. Of ek moet my nie bekommer hieroor nie. Wat van môre? Wat van oormôre? As ons aanhou bekommer, Henry Nouwen, 'n teoloog, het gesê, bekommernis maak ons lewe oorvol
en leeg. Bekommernis is gelyktydig gevul, maar onvervuld. Heeltemal onvervuld as jy jou gaan bekommer. Nou Jesus vergelyk ons, want Siemens, ek onderbreek myself, daai vrou wat daar sit, wat doen sy? Niks. Sy sit en bekommer haar. Dit help nie. Want Jesus vergelyk ons met die voëls en die veldlelies. Hy sê, het God ons nie baie liewer as vir hulle nie? En kyk hoe sorg die Here vir hulle. Ek sou graag ietsie wou byvoeg. Hy sorg vir die voëls, hy gee vir die voëls kos, maar onthou, hy gaan laai dit nie in hulle nes af nie. Hulle moet dit self gaan soek. So daar's 'n aksie by. Dalk vra die Here vir ons ook 'n aksie. Dan kan jy jou lewe verleng deur bekommernis. Nee, dit weet ons, nee. Maar kan jy jou lewe verkort deur bekommernis? Ja. Want bekommernis veroorsaak stres. En nou stres, jou liggaam, en ek gaan nie op die hele proses in nie, maar jou liggaam, as daar gevaar is, berei jou liggaam hom voor. Jou handpalm sweet, jy sweet, jou bloeddruk styg, daar word meer lewer vrygestel in jou bloed, en al daai dinge wat gebeur, maak jou gereed om hierdie situasie te beveg. Te veg of te vlug. En dan het jy genoeg energie om hierdie situasie te hanteer. Maar sê nou maar nou net, daar is nie 'n situasie om te hanteer nie. Jy stres jou verniet. En dit hou aan, so jou liggaam hou aan om hom gereed te kry vir hierdie gevaar, en daar's nie gevaar nie. Wat is die resultaat? Allerhande leefstylsiektes. Nou kyk, as ons almal gaan doen wat die Here vir ons vra om te doen, gaan daar 'n paar mense sonder werk wees. Sielkundiges gaan nie werk hê nie, maatskaplike werkers gaan nie werk hê nie, en die dokters gaan baie minder werk hê. Nee? Dink daaroor. So, want bekommernis gaan lê in die beheersentrum van ons lewe, hier in ons brein, in ons hart, wat ons denke is. So ons denke word eintlik so besoedel deur bekommernis, dat ons nie regtig kan leef nie. Nou ek wil sê, bekommernis is regtig 'n instrument in die hand van Satan. En in ons tyd is dit 'n multimiljoen rand besigheid. Dink bietjie daaroor. Dit beheer jou denke, dit tap jou energie, dit veroorsaak allerhande siektes, probleme, verslawings, want jy wil net wegkom van al hierdie bekommernisse wat jy het. Ek het gedink aan, jy weet, 'n dief wat kom steel. Dis die Satan wat kom steel, hierdie stuk van jou lewe, hierdie stuk vreugde wat jy eintlik moet hê, die lewe wat jy moet leef, deur bekommernis. Bekommernis gaan nie die omstandighede verbeter nie. Maar ek dink die Here wil hier vir ons sê, te midde van jou omstandighede, gaan jy kan vreugde hê, sal jy kan vrede hê. Dink dit in Filippense 4 vers 7 sê daar, as ons ons bekommernis vir die Here gee, het ons daai vrede wat alle verstand te bowe gaan. Dis wat die Here vir ons wil gee. Maar daar is 'n geheim. Die Here weet wat ons nodig het, en hy sorg vir ons, en ons moet hom vertrou. En vertroue is gekoppel aan geloof. Maar kom ons kom net weer bietjie by waar jou skat is. Want dit beheer jou. Daai dinge wat vir jou die belangrikste is die dinge wat jou beheer. En dit kan baie goeie dinge wees. Ek het net nou genoem, jou lewensmaat, jou familie, jou kinders, jou werk,
Al daai goeders kan wonderlike dinge wees. Maar wat moet eers kom? Wat moet die heel belangrikste wees? Want hierso in die Bybel, ons lees vers 25 begin met die woord daarom. Hy sê al hierdie dinge van ons moenie 'n skat in die wêreld bymekaar maak nie. En ons kan nie twee baase dien nie, en daarom sê ek vir julle, moet julle nie bekommer oor julle lewe nie. Daarom hoef ons nie te bekommer oor ons lewe nie. Maar sonder geloof in hierdie woorde van Jesus, kan ons nie net oorgee nie. Ons sien in vers 30, noem hy hulle klein gelowiges. En in vers 32 kom daar, dis immers alles dinge waarna die heidene nasie soek. Julle hemelse Vader weet tog wat julle alles nodig het. Heidene nasies, wat is 'n heiden? 'n Heiden is iemand wat die Here nie ken nie. Ateïs, wat nie glo in God nie, wat Jesus nie ken nie. Dit is kras woorde wat Jesus hier gebruik. As ons bekommer oor al hierdie dinge, is ons soos die heidene nasies, want dan glo ons nie, ons het 'n God wat aan ons kan voorsien nie. Want die rede vir bekommernis is baie keer dat jy God nie vertrou nie. Jy moet dalk dinge net op 'n ander manier doen. Ek gaan eintlik dis dalk 'n dom voorbeeld. Ek moes my lisensie gaan hernie het, my bestuurslisensie, en ek het dit verlede jaar September gaan doen. Nou weet ek, na 6 weke kan jy hom nou weer gaan haal. En ek het gehoop, hulle gaan vir my 'n SMS stuur daaroor, en hulle het nie, maar ek dink nie hulle doen nie. Maar nooit gaan haal ek hierdie lisensie nie, maar dit pla my. En ek bekommer my half daarvan. En ek dink as iemand my stop, en waar is jou lisensie, kan ek nou hierdie storie vertel, hier is my ou lisensie, hier is die briefie met my kwitansie, maar ek het nog nie die nuwe lisensie nie, en eintlik ry ek onwettig. Nou dink ek, maar hoekom wil ek nie dit gaan haal nie, want ek stel uit. Hoekom? Ek wil nie in daai tou in Marion Hill gaan staan nie. En dit is 'n hele dag se besigheid. En nou dink ek beter die ding gaan haal, dis nou al 8 maande later, hy is dalk nie eers meer daar nie. Maar nou bekommer ek my. Nou dink ek gaan hier die hele dag is nou voor my, ek gaan daar staan, ek vat 'n bottel water, ek vat 'n boek, ek is gereed vir die dag. En dan gaan hulle dalk vir my sê, maar hoekom het jy dit nie al lankal kom kry nie, want dis al 8 maande later. En nou vertel ek vir myself hierdie storieetjie in my kop. Dit is bekommernis. En ek gaan toe verlede maandag, of een daarvoor, ek gaan en ek parkeer, en daar is 'n lang tou, maar toe ek voor ek in die tou kom, is daar 'n man, en ek sê, ek kom my lisensie haal. Hy sê, nee, ek moet net opgaan, toonbank 7 toe. En ek gaan toonbank 7 toe, daar's een persoon voor my. Ek sê, ek kom my lisensie haal, waar is jou ID? Ek wys my ID, gee my lisensie vir my. 10 minute, vandat ek daar gestop het, tot ek daar uit is. Nou, toe lag ek vir myself. Ek het uitgestel en uitgestel. Hoekom? Dis 'n stuk bekommernis. Ek sê lus om in daai tou te staan nie. Ek sê lus om 'n hele dag so te mors nie. Dis bekommernis. Dit was 'n stuk sonde. Maar dit is nou maar 'n klein dingetjie. Maar kom ons dink oor die groot dinge waaroor ons die Here eintlik nie wil vertrou nie. En hier praat hy van die heidene nasies, ons moet nie soos die heidene nasies wees nie. Maar wat maak ons anders? Ons skat. Dis waar ons hart moet wees. Dis waar ons fokus moet wees. Die Here sê hier, soek eers die koninkryk van God
en sy geregtigheid en al hierdie ander dinge sal vir julle bygevoeg word. Ja, ons moet werk. Ja, ons moet voorsiening maak. Ja, ons moet slim te werk gaan. Maar soek eers die koninkryk van God. God se agenda kom eerste, dan kom ons agenda. En dan ervaar ons daai vrede van Filippense 4 vers 7, vrede wat alle verstand te bowe gaan. Wat beteken dit? Jy kan nie verstaan hoe jy soveel vrede in hierdie storm nie. Jy kan nie verstaan hoekom het jy vrede te midde van swaar kry nie. Die Here sê nie hier, hy neem ons swaar kry weg nie, of ons verantwoordelikheid weg nie. Nee. As ek dink, ek en my man lees op die oomblik deur Handelinge, ons is by Stefanus wat gestenig word. Jy word gestenig, ek meen, hulle gaan jou nou doodmaak. En hierdie vrede in hom, en hy preek, en hy vertel vir hulle, hy begin by Abraham, en hy gee vir hulle hierdie boodskap, en daar staan in die Bybel, maar sy gesig was soos die van 'n engel. Hoekom het hy daardie vrede in hom gehad? Hy was nie paniekerig nie, hy het nie gepleit, asseblief moet my net nie doodmaak nie. Hy het hierdie vrede gehad, want hy het Jesus, was sy skat, was sy alles. Maar nou, waar lê die geheim? En die geheim lê, dis die verskil tussen probeer en oefening. As ek nou sê, ja, van môre af gaan ek nou probeer, ek gaan in alles Jesus eerste stel. Weet jy, dan gaan jy misluk. Dis soos om te sê, ek gaan môre die eet volg, of ek gaan sjokolade los. Dan alwaaraan jy kan dink is sjokolade, né? Dit is nie hoe hierdie ding werk nie. Dit is oefening, not trying, but training. Hierdie ou wat gitaar speel, as hy na sy eerste probeerslag opgee, ek meen, natuurlik, hy gaan 'n paar keer moet probeer voor hy iets kan speel. Hy moet oefen en oefen en oefen. Mens kan nie net agter 'n orgel gaan sit en nou speel jy nie. Dis jare se oefening. Die comrades, die ouens wat hardloop, dit is elke dag se oefening. In lockdown, ons het in 'n kompleks gebly en my buurvrou, sy het geoefen vir comrades. Daai hele tyd, wat dit grendeltyd was, het sy op en af gehardloop daar. In die inrypad, dan hoor jy haar, dit was amper op die ouend so gerusstelling, jy hoor haar op en af. Het sy elke liewe dag, het sy haar kilometers ingekry, net om in die inrypad op en af te hardloop. Jy moet oefen. As jy nie oefen nie, gaan jy niks bereik nie. En dis met die lewe so. Dis met toewyding aan die Here so. Jy moet oefen. Not trying, but training. En dit is om die koninkryk van God te soek. Jy moet oefen. Jy moet elke dag oefen. En gaan jy partykeer misluk? Natuurlik gaan jy partykeer misluk. 'n Kindjie wat leer om te loop, as daai kind val, niemand gaan dink, jy weet, jy's nie goed genoeg nie, regtig. Nee, almal gaan hom net ophelp en sê, hardloop weer. En dit is wat die Here met ons wil doen. Soos wat daai kleintjie leer loop, wil hy ons help om te kan loop. Hy wil ons help om te kan hardloop, om die koninkryk van God te soek. En nou het hy ons nie alleen gelaat nie. Hy het ons sy Gees gegee. Want ons het die Heilige Gees as helper, om in hierdie verhouding met hom te leef. Want as ons net gaan probeer, doen ons dit uit eie krag. As ons gaan probeer, gaan ons misluk en skuldgevoelens hê,
Ons gaan moedeloos raak, ons gaan tou opgooi, maar as ons oefen, en ons weet ons is in hierdie oefenproses, ons oefen tot die dag dat ons doodgaan. Jy kan nooit ophou oefen nie, want wat is dit dan? Jy volg sy voorbeeld, jy doen wat hy sê, jy wy jou lewe aan hom, en eintlik die geheim is, tyd saam met Jesus. Jy kan nie verhouding bou as jy nie tyd met mekaar spandeer nie. Dis tyd saam met Jesus. 'n Disipel is heeltyd in training, in oefening. En dit is wat die geheim is van hierdie, jou skat is waar jou hart is. Dit is om te oefen, om tyd saam met Jesus deur te bring. Gaan jy party daar nie daarby uitkom nie? Ja. Maar gaan jy aan die volgende dag? Natuurlik. Jy gaan aan. Het jy misluk? Nee, jy het nie misluk nie. Wat doen Jesus? Hy hou jou vas en sê, my kind, ek is hier by jou. En hy het die Heilige Gees vir ons gegee as ons helper. So, en om dinge oor te laat aan die Here, beteken nie jy doen niks nie. Daar's baie wat jy moet doen, wat die Here vir jou gaan sê om te doen. Maar dit is om volgens sy wil dan te leef. En om te sê, Here, ek het nou nie hierdie kruidenierslysie voor my en doen dit. En om vir die Here te sê wat hy moet doen nie. Jy laat dit in die hande van die Here en bid om sy wil, dat sy wil sal geskied. Soos wat ons in die Ons Vader gebed dit ken, wat ons net nou saam gaan bid. Jy laat dit in die hande van die Here, daar's baie wat jy nie kan verander nie. En dis goed so, jy kan dit nie verander nie. Dis in die hande van die Here. Maar jou lewe, waarvoor is daar in jou lewe waaroor jy moeg gespartel is? Wat jy nou moeg is voor om jou oor te bekommer? Oor jou kinders, oor jou geld, oor jou aftrede, oor wat alles? Waarvoor is jy moeg? Ek wil sê, gee dit in die hand van die Here. Ek het op 'n stadium, en ek sien nou hierdie versie raak, jare terug, julle weet daar vir die Ester-konferensies en die Hadassah-konferensie, het ek hierdie versie gekry. Op daai stadium het ek my nogal bekommer oor my kind. En my versie wat ek kry, staan toe in Spreuke 14, wie die Here dien, het daarin 'n veilige toevlug, en ook sy kinders vind daar skuiling. En onmiddellik het die Here net daardie bekommernis weggevat. Al wat ek moet doen, is om hom te dien. Ek moet nie my bekommer nie, ek moet bid vir hulle, ja, ek moet net die Here dien. So jy moet net die Here dien. So die geheim is om nie te probeer nie, die geheim is om te oefen, elke dag te oefen. En in Jesaja 40 vers 11 sê hy versorg sy kudde soos 'n herder. Die lammers maak hy bymekaar in sy arms en dra hulle teen sy bors. Skaapoeie met lammers versorg hy. Is dit nie pragtig nie? Jy is deel van sy kudde en hy versorg jou soos wat 'n herder sy kudde versorg. Dink net wat kan gebeur in 'n gemeente en in 'n gemeenskap as almal ten spyte van jou omstandighede net in hierdie innerlike vrede met God kan leef.
net in hierdie oefening kan wees en in alles net ten volle afhanklik kan wees van God en hom kan glo, want waar jou skat is, sal jou hart ook wees, sal jou denke wees, sal jou lewe wees. Amen. Ek gaan nou geleentheid gee vir stil gebed. En die doel daarvan is dat jy daardie bekommernis, daai ding wat so aan jou knaag, waaroor jy wakker lê in die nag, wat jy nie oor kan slaap nie, wat jy heeltyd net oor wonder, gee dit vir Jesus in stil gebed. Na die gebed sal ek sê amen, en dan gaan ons saam die Ons Vader gebed hardop bid. Amen. Kom ons bid die Ons Vader saam. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons oortredings, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Ons slotlied is lied 577, Die Here my herder sorg vir my. Gelowiges in die Here Jesus, mag die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Amen.